Hierdie is Straatwys, goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand. As 'n ou Afrika spreekwoord wat sê, when the river dries up, we will all see where the crocodile sleeps. Daar's iets besonder eerlik aan droogtes. Wanneer die rivier vol water is, lyk alles goed en alles groei en die water vloei en die son skyn op die oppervlakte en die krokodille bly weggesteek onder die donker water en niemand weet regtig wat onder die oppervlakte lê nie. Maar dan kom daar 'n droogte. Die watervlak begin sak. En skielik sien almal waar die krokodille slaap. Dis dalk hoekom moeilike tye so ongemaklik is. Nie omdat hulle nuwe probleme skep nie, maar omdat hulle openbaar wat reeds daar was. Wanneer geld min raak, sien ons hoe gesond ons verhouding met materiële dinge werklik is. Wanneer ons kritiek ontvang, sien ons hoe veilig ons identiteit eintlik is. En wanneer ons verhoudings deur spanning gaan, sien ons of ons liefde op gemak of toewyding gebou is. En wanneer ons planne uitmekaar uitval, ontdek ons of ons vertroue in God geplaas het of in ons eie vermoë om alles te beheer. Die waarheid is, die rivier droog van tyd tot tyd in almal se lewens op. Die Bybel is vol sulke stories. Dink maar aan Josef se rivier het opgedroog toe hy in 'n put gegooi is en later verkoop is as 'n slaaf. Dawid se rivier het opgedroog toe hy van Saul moes vlug en in grotte moes gaan wegkry. Job se rivier het opgedroog toe hy byna alles verloor het. Selfs Jesus se rivier het opgedroog in Getsemane toe hy uitgeroep het, "My siel is diep bedroef." Nou elke keer was daardie droogtes nie die einde van die stories nie. Dit was 'n plek van openbaring. In die sielkunde praat ons van stress revealing character. Druk skep nie noodwendig nuwe gedrag nie, dit ontbloot dikwels wat reeds binne ons teenwoordig was. Ons ontdek ons vrese, ons onverkende pyn, ons ou oortuigings en die stories wat ons oor onsself glo. Moderne spiritualiteit herinner ons dat wat in die donker onbewus bly, uiteindelik bewus gemaak moet word, sodat daar genesing kan plaasvind. Die oosterse wysheid van die Taoïsme sê dat ons nie die modderige water moet roer nie. Soms moet ons dit net laat stil word, sodat ons kan sien wat werklik daaronder aangaan. En dalk is dit wat die droogte doen, dit laat die water stil word, dit wys ons waar die krokodille slaap. Maar hier is die belangrike deel, God wys nie vir ons die krokodille om ons te veroordeel of bang te maak nie. Hy wys dit vir ons, sodat ons weet waar ons moet genees. Psalm 139 sê, "Deurgrond my o God, en ken my hart, toets my en ken my onrusbarende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van smart is nie, en lei my op die ewige weg." Dit verg moed om te kyk waar jou krokodille slaap. Miskien is dit dalk bitterheid, miskien is dit jou behoefte om altyd reg te wees, miskien is dit die vrees dat jy nie goed genoeg is nie, miskien is dit die oortuiging dat jy alles self moet dra, maar jy kan nie verander wat jy nie kan sien nie. Die droogtes van die lewe is dikwels nie 'n straf nie, hulle is uitnodigings. Uitnodigings om eerlik te wees met jouself, om bewus te word, om God toe te laat om die diep dele van jou hart aan te raak. In die en filosofie leer ons dat volwassenheid nie beteken dat ons nooit struikel nie. Dit beteken dat ons met hoop en realisme leef. Ons erken die krokodille, maar ons glo steeds in die transformasie wat daar kan plaasvind in ons elkeen. Want die evangelie gaan nie oor perfekte mense nie, dit gaan oor mense wat die moed het om die waarheid oor hulle self te sien en God toe te laat om hulle daarin te verander. So as jy tans deur 'n droogte gaan, vra dalk nie net, waarom gebeur hierdie met my nie? Vra eerder, wat openbaar hierdie seisoen aan my? Waar slaap die krokodille in my lewe wat aandag nodig het? En onthou, die doel van openbaring is nie veroordeling nie, dit is bevryding. Want soms is die grootste geskenk van 'n opgedroogde rivier, dat dit jou uiteindelik wys wat al die tyd onder die oppervlakte geleef het. En wanneer jy dit saam met God in die oë kyk, verloor die krokodil sy mag. Want die lig van bewustheid en die liefde van God het nog altyd die krag gehad om selfs die donkerste plekke in ons harte in plekke van genesing en nuwe lewe te verander tot die wêreld en die lewe wat God vir ons bedoel het. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.